Bybelstories vir beginners, opname nommer 9. Vandag lees ons oor die helde van Rigters en ook van die storie van Rut. Deborah, die leier. Die Israeliete het vir baie jare in die beloofde land gebly, maar hulle het van God vergeet. 'n Slegte koning van 'n ander land het hulle oor hulle regeer. Die Israeliete het vir God gevra vir hulp. God stuur toe 'n rigter met die naam Deborah. Sy was baie lief vir God. God het vir haar 'n plan gegee om die slegte koning te wen. Sy het 'n man met die naam Barak laat roep en vir hom gesê: God wil hê jy moet met 10,000 soldate op die heuwel gaan wag. Die Israeliete was nie so sterk soos die vyand nie. Barak het vir Deborah gesmeek om saam met hulle te gaan. Sy was 'n sterk leier. Sy het ja gesê. Toe die Israeliete by die koning se soldate kom, het Deborah uitgeroep: Gaan, val hulle aan, God is by ons. Die Israeliete het geluister en die geveg gewen. Gideon se geveg. God se mense het aangehou verkeerde goed doen. God het daarom toegelaat dat hulle vyande al hulle kos vat. Die Israeliete het weer vir God gevra om te help, en weer het God hulle gebede beantwoord. God het 'n man met die naam Gideon gekies om sy mense te help. God het 'n engel na Gideon toegestuur. Jy is 'n dapper man, het die engel gesê. Jy gaan God se mense red. Gideon het gesê: Maar ek kom uit 'n familie wat nie ryk of belangrik is nie. Toe bid Gideon en vra vir God: Kan ek asseblief 'n teken kry? Ek gaan wol op die grond sit. As die wol môre nat is en die grond is droog, sal ek jy glo. Die volgende oggend was die wol nat en die grond was droog. Maar Gideon wou nog 'n teken hê. Hy het vir God gesê: As die wol hierdie keer droog is en die grond is nat, sal ek seker wees, U het my gekies. Die volgende oggend het God die wol droog en die grond nat gemaak. Gideon was nou seker. Hy het gesê: God, ek sal doen wat U sê. Meer as 30,000 manne wou saam met Gideon veg. Dis te veel, het God gesê. God het vir Gideon gewys hoe om met net 300 manne te wen. Die plan het vreemd geklink, maar Gideon het God vertrou. In die nag het Gideon en sy manne die vyand se kamp omsingel. Hulle het trompette geblaas en kleipotte gebreek. Hulle het brandende fakkels in die lug gehou. Hulle vyand het baie bang geword. Daar is seker baie soldate, het hulle gedink. Toe hardloop hulle weg. God se mense het gewen. Samson. Die Israeliete was weer in die moeilikheid. God sê toe vir Samson: Hy het 'n sterk man geword. God het hom gekies om die Israeliete te red van hulle vyande, die Filistyne. Samson het geweet dat hy baie sterk sou bly en hy het nie as hy nie sy hare sny nie. Samson was verlief op Delilah. Die Filistyne het vir Delilah gesê hulle sal haar betaal as sy uitvind hoekom Samson so sterk is. Samson het eers vir haar gejok. As jy my met toue vasmaak, het Samson gesê, sal my krag verdwyn. Terwyl Samson daardie aand slaap, het hulle hom vasgebind. Toe skree sy: Die Filistyne is hier. Samson het opgespring en die toue gebreek. Delilah het hom gesoen en gesê: Vertel asseblief vir my jou geheim. Samson het ingegee en haar vertel: My krag lê in my lang hare. Toe Samson slaap, sny Delilah sy hare af. Samson se krag was weg. Die Filistyne het hom gegryp en hom in die tronk gegooi. 'n Ruk later het die Filistyne 'n groot partytjie gehou. Hulle het vir Samson gaan haal en hom gespot. Samson het gebid dat God hom 'n laaste keer sterk moet maak. God het. Samson het hard in die pilare gedruk. Die
tempel het in mekaar geval en Samson het die Filistyne oorwin. Rut en Naomi. Naomi het groot geword in die beloofde land, wat ook Israel genoem is. Maar nou het sy ver van daar af gebly. Sy het 'n man en 2 seuns gehad. Rut was met een van haar seuns getroud. Toe gebeur iets baie hartseer. Naomi se man en seuns het dood gegaan. Nie lank nie, daarna nie, het Naomi besluit om terug te gaan na haar land toe. Naomi het vir Rut gesê om terug te gaan na haar ouers toe, maar Rut wou saam met Naomi gaan. Sy was baie lief vir Naomi. Waar ma gaan, sal ek ook gaan, het Rut gesê. Waar ma bly, sal ek bly. Ma se God is my God. Toe gaan Rut saam met Naomi Israel toe. Hulle moes nog kos kry om te eet. Daarom het Rut elke dag koringare wat geval het, op die lande gaan optel. Daar was 'n goeie man met die naam Boas se land. Op 'n dag sien hy vir Rut op die land. Hy wou haar help. Toe laat hy ekstra graan val, sodat Rut dit kan optel. Boas het verlief geraak op Rut. Hulle het getrou en 'n seentjie op bed gekry. Hulle het vir Rut en ouma Naomi geseën met 'n nuwe familie. Kom ons bid. Here, baie dankie vir al die seëninge wat U het. In tye van nood sal U ons oprig en mense om ons oprig om ons te help. Dankie dat ons weet dat U ons gebede verhoor en selfs al partykeer twyfel ons of selfs partykeer neem ons die verkeerde besluit. U vergewe ons en U is altyd by ons. Here, sal U saam met ons gaan waar ook al ons gaan en maak nie saak waar ons in die wêreld is nie. U sal altyd ons God wees. Here, seën vir Ruby waar ook al sy gaan met haar unieke geskenke. Laat sy ook U wil en U doel sal kan uitleef. En maak nie saak waar die lewe het nie, dat sy weet U is by haar en dat sy altyd U God sal bly en dat sy altyd U sal loof en prys. Want as U in die beheer is van ons lewe, sal dit altyd 'n goeie einde hê. Dalk nie die einde wat ons gedink het nie, maar niks is vir U onmoontlik nie. En U is 'n groot en goeie God. Amen.